Liewe luisteraars, ek groet u weer eens, weer die pragtige oggend, in die naam bo alle name, die naam van ons wonderlike Here Jesus. Nou vriende, vanmôre wil ek met u praat oor 'n onderwerp wat vir my baie spesiaal is, wat vir my baie na in die hart lê, en dit is om vir mense uit die woord te probeer verduidelik, en uit die praktyk te probeer verduidelik, hoe weet 'n mens die Here is naby jou? Hoe weet jy die Here stel in jou belang? Hoe weet jy die Here gee om vir jou? En hy's lief vir jou, en hy's altyd daar vir jou. Want die woord sê, ons kan die Here nie sien nie. Maar tog moet ons weet, die Here is daar vir ons, hy's naby ons, hy gee om vir ons, hy's in ons lewe teenwoordig. En ek wil graag vanmôre uit die woord van die Here vir u probeer verduidelik, want dit is kosbaar en belangrik dat ons dit moet verstaan. Ons lees in 'n baie interessante gedeelte, en dis Psalm 34 vanaf vers 16, dis 'n kort gedeelte wat ons gaan lees. Die psalmdigter skryf, hy sê, die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulp geroep. Nou die regverdiges is God se kinders. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep, dis nou die kwaaddoeners, hulle roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroke is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, verwys nou na Jesus se bene wat nie gebreek is aan die kruis nie. Nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Ons lees net tot sover saam, uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Vader, wonderlike Here Jesus, kosbare Heilige Gees, ons aanbid U as die enigste ware en lewende God. En Here, al verklaar U Uself aan die volk Israel en ook aan ons as die enigste God, het U vir ons baie duidelik in die woord geleer dat niemand U kan sien en bly lewe nie. Niemand van ons het al ooit God van aangesig tot aangesig gesien nie. Maar Here, tog is dit vir ons belangrik om te weet U stel in ons belang. U is by ons, U is naby ons, U is teenwoordig in ons lewe, U praat met ons, U handel met ons. En hoe sal ons dit weet, anders as om U woord te ondersoek? Ons wil vra dat U vanmôre deur U woord tot ons harte sal spreek en ons kom leer, en ons sal bemoedig en inspireer om nooit moeg te raak om U te dien en te gehoorsaam nie. Ons aanbid U in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus met danksegging. Amen. Ek hou net weer 'n vers in die vooruit ons geleesde gedeelte, en dis Psalm 34 vers 19, waar die psalmdigter iets baie kosbaar sê. Hy sê, die Here is naby die wat gebroke is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Wanneer ons gebroke is van hart, wanneer ons, soos wat ons sê, stikkend is voor die Here, oor ons sonde, wat dit ook al mag wees, slegte dinge wat in ons lewe gebeur het, roep ons na die Here, en ons vra die Here moet ons red, en die Here moet ons help, dan is hy naby die wat gebroke is van hart. Ons praat vanmôre oor hierdie baie belangrike tema om dit reg te verstaan, en dit is, hoe ervaar ons die Here se teenwoordigheid in ons lewe? Is belangrik dat ons elkeen sal weet, hoe ervaar ek die Here se teenwoordigheid in my lewe? Nou vriende, dis juis die feit dat die Here met elke mens op die aarde bemoeienis maak, wat maak dat elkeen, selfs die grootste en die vuilste sondaar, iewers op 'n kol God se teenwoordigheid in sy
of haar lewe moes ervaar, of die stem van die Here in hulle lewe moes hoor, sodat niemand eendag sal kan sê, ek het nie geweet dat daar 'n lewende God bestaan nie, of dat mense nie die verskoning sal kan voer en sê, God het nooit met my bemoeienis gemaak nie. Ek het nooit die Here se stem gehoor nie. Ek het nooit sy teenwoordigheid in my lewe ervaar nie. Maar vriende, hoe ervaar 'n mens die Here se teenwoordigheid in jou lewe? Ook ateïste en sataniste en afgodsdienaars en godlonaars en dwelmverslaafdes en hoereerdes, die vuilste sondaars, hoe ervaar ook hulle die Here se teenwoordigheid in hulle lewe? Ook hulle moes tog die teenwoordigheid van die Here al in hulle lewe ervaar het. Maar hoe ervaar mense die Here se teenwoordigheid in hulle lewe? Al slaan hulle nie regtig ag daarop nie. Nou vriende, so 2 maande gelede, lui my vrou se telefoon in die vroeë oggendure. En sy antwoord en 'n jong man is op die foon en hy huil geweldig, hy is onder sondeoortuiging, baie emosioneel. Hy sê hy het 'n verskriklike slegte ervaring gehad daardie nag, hy het 'n droom gedroom, maar dit was 'n ware ervaring wat hy gehad het. Toe hy wakker geword het, het hy besef, bose geeste is besig om te verwrig, wil hom doodmaak. En hy het besef, hy gaan sterwe, daardie demoon is besig om hom te verwrig, hy kry nie asem nie, en hy roep na die Here, hy sê, Jesus red my, Jesus red my, red my, red my Jesus. Hy sê, en hy ervaar hoe dat daardie bose gees van hom wyk, en hoe die Here met hom praat, en vir hom sê, jou sondes is baie, jy moet jou tot my bekeer. Nou vriende, ons het vir daardie persoon oor die telefoon gebid, met hom gepraat, maar dis hoe mense die teenwoordigheid van die Here ervaar. Ek sê weer, niemand sal kan sê, ek was nooit van die lewende skepper God bewus nie, want die woord sê in Romeine 1 vers 20, almal sal weet dat God lewe as hulle na sy skepingswerk kyk. Daar is 'n paar maniere natuurlik, volgens die skrif, hoe iemand die Here se teenwoordigheid kan raak sien, bewus kan word van die Here se teenwoordigheid in hulle lewe. Die heel eerste wat ek wil noem is, mense voel die Here se teenwoordigheid aan. In my lewe het ek al baie die Here se teenwoordigheid aangevoel. Wanneer ek met my vrou stilte tyd hou, of selfs in 'n diens, waar dit ook al mag wees, wanneer ons met die woord van die Here besig is, wanneer ons met die Here besig is, ervaar 'n mens die Here se teenwoordigheid. Jy weet die Here is daar. Jy ervaar sy heiligheid. Jy is bewus van die Here se teenwoordigheid, vriende. Want die Here se teenwoordigheid is 'n goddelike ervaring. Is 'n bonatuurlike ervaring. Maar hoe ervaar ek en jy die Here se teenwoordigheid? Een van die heel beste voorbeelde is die natuurlik van die Emmausgangers wat op pad terug huis toe was na die hele kruisiging gebeure van die Here Jesus. En Jesus het opgestaan op daardie eerste dag van die week en hy het aan hulle verskyn op die pad wat hulle gewandel het. En hy het met hulle gepraat. En hulle het nie besef dis Jesus nie, maar hulle was baie bewus daarvan dat Jesus met hulle gepraat het. Hulle het sy teenwoordigheid ervaar. Hulle het ervaar, hy is 'n goddelike teenwoordigheid, 'n tasbare teenwoordigheid met Jesus in hulle midde. Ek lees vir die Lukas 24 vers 32 wat sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Hulle harte was brandende, hulle was opgewonde, hulle het vreugde en blydskap ervaar, hulle het die teenwoordigheid van God in hulle midde ervaar deur Jesus wat daar was. En so ervaar ons baie maal die Here se teenwoordigheid tasbaar. Ons ervaar dit aanvoelbaar. Ons sê partykeer, joh, ek het hoendervleis seker, my hart het reg opgestaan, want ek het die Here se teenwoordigheid ervaar. Jare terug toe ek in die bediening was, het 'n jong man getuig, 'n moslim man wat tot bekering gekom het, hy het in Indië groot geword, hy vertel hoe dat hy in daardie land Indië waar baie afgodedienste is,
en waar demone fisies betrokke is, die duiwel is daar baie besig, hard in die werk. Hy sê, en ten spyte van al daardie bose invloede en die feit dat jy altyd bewus is van bose geeste wat daar teenwoordig is, raak hy bewus van die lewende God, wat in 'n helder lig aan hom verskyn. Hy raak bewus van die Here se teenwoordigheid en so het hy na die Here geroep en tot bekering gekom. Maar tweedens, hoor ons ook die Here se stem. Ons raak bewus van sy teenwoordigheid, maar ons hoor ook sy stem. En die eerste voorbeeld wat ons vind in die skrif is in Genesis 3 vers 8, nadat Adam en Eva in sonde geval het en die hele wêreld in sonde gedompel het hulle weggekruip vir die Here. Hulle het vir hulle klere van vye blare en van blare gemaak en hulle het weggekruip vir die Here. Nou staan daar in Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens, dis nou Adam, en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Hulle het die Here se teenwoordigheid ervaar. Die Here het na hulle geroep, Adam, Eva, waar is julle? Wat het julle gedoen? Die Here het met hulle gepraat. Hulle hoor sy stem. Nou vriende, hoe kan mense getuig dat hulle die stem van die Here gehoor het, dat die Here met hulle gepraat het, as die Here nie regtig met hulle gepraat het? So baie mense getuig, ek het ook al baie getuig, dat die Here met my gepraat het, dat ek die stem van die Here gehoor het. Dis natuurlik die stem van die Heilige Gees wat hier in ons innerlike, in ons gees en siel met ons praat en ons oortuig van sekere dinge. As ek dink aan my roeping, jare terug, 1987, toe die Here my geroep het tot voltydse diens, het ek baie duidelik die stem van die Here in my binneste gehoor. Weer die Here roep my tot voltydse diens. Hele klomp jaar later, 2012, het die Here gekom en die Here het my weer geroep om die gemeentelike bediening na 19 jaar te verlaat en te gaan werk daar waar mense my nodig het. Ek moes na my eie mense gaan in Namibië en hulle gaan bedien met die woord van die Here. Dit was my begeerte, was my verlange om daar te gaan werk, maar die Here het my een aand kom oortuig, na 'n diens of in 'n diens, het die Here my oortuig dat hy vir my 'n roeping het en dat ek daaraan gehoorsaam moet wees. En na die diens het ek dit met my vrou gedeel en sy sê vir my, weet jy, ek het tydens daardie boodskap, het ek gesien hoe die Here met jou praat. Ek het ervaar die Here praat met jou. Sy sê, is reg, ek weet jy het 'n roeping al vir jare, om in Namibië onder jou eie mense te gaan werk. Maar jy moet nou onthou, die Here moet met my ook praat. En jy moet nou onthou, vriende, ek was toe op daardie stadium 19 jaar in gemeentelike bediening, ek het 'n salaris gehad, ek het medies gehad, ek het pensioen gehad, ek het 'n gratis huis gehad, ek het baie ander voordele gehad, en ek moet alles nou prys gee. Sy sê, as die Here met my ook praat, dan kan ons gaan. Maar as die Here nie met my praat nie, dan kan ons nie gaan nie. Ek sê vast reg. Volgende oggend kom ek in my studeerkamer en ek vind 'n nota op my Bybel. En my vrou sê, lees hierdie skrif, as jy verstaan wat die Here vir my gesê het, dan sal jy weet wat die antwoord is. En dis 1 Konings 17. Ek wil dit lees daar van vers 6 af. Kom ek vertel julle verhaal liewerste vir u. Hoe dat Elia by die spruitkrit geskuil het en hoe die Here die kraaie gestuur het om vir hom vleis en brood te bring in die môre en in die aand. En hoe hy uit die spruitkrit water gedrink het en dit alles opgedroog het. Toe kom die Here na hom toe en die Here sê vir hom dat hy moet na Sarfat toe gaan. En daar sal hy 'n weduwee kry en hy moet vir daardie weduwee sê sy moet vir hom sorg. En toe kry hy haar by die ingang van daardie stadspoort en hy vertel vir haar dat sy vir hom moet sorg en sy vertel toe vir hom daar's net 'n bietjie meel en daar's net 'n bietjie olie oor. En dis die laaste en sy gaan vir haar en haar seun gaan sy 'n broodkoek maak en dan gaan hulle daarvan eet en dan gaan hulle sterwe. En nou sê hy vir haar in vers 11, terwyl sy loop om dit te gaan haal, sy het nou houtjies bymekaar gemaak om vuur te maak vir daardie broodkoek wat sy wou maak, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God lewe. Ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handjievol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik.
en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, en dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Die Here het dit ook geweet. Here het haar hart voorberei, sodat sy ontvanklik sal wees vir Elia. Nou sê Elia vir haar in vers 13, en Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie, en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag, dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel, volgens die woord van Elia. Elia het na die Here geluister, hy het die spruitkrit verlaat, hy het na hierdie weduwee toe gegaan, hy was gehoorsaam aan die Here. En toe hy daar by hierdie vrou kom, het hy vir haar gesê, die Here het my na jou gestuur, jy moet vir my sorg, en toe sy gehandel volgens sy woord. En hier oortuig die Here my vrou, dat ek by die Here gehoor het, dat ek die gemeentelike bediening moet los, en in Namibië moet gaan werk onder die boeregemeenskap, en dat sy moet luister vir die opdrag wat ek van die Here ontvang het, en gehoorsaam moet wees. Dis nou 11 jaar later, vriende, en steeds sorg die Here vir my. Ek het alles prys gee, die Here het vir my gesorg, en hy sorg nog steeds vir my, want ek vertrou net op hom, ek is in sy diens. Wat 'n wonderlike gedagte, so praat die Here met ons. Ons voel dus die Here se teenwoordigheid, tasbaar in ons midde, en vriende, ons hoor hom ook wanneer hy met ons praat. Dit is so wonderlik, die Here praat met ons, en dan hoor ons as die Here met ons praat. Ons ore moet net oop wees, dat ons kan hoor die Here praat met ons. Maar ons sien hom ook deur ons geestesoog. Ons sien hom deur ons geestesoog. Daar's baie maniere ons die Here kan raak sien in ons lewe. En belangrik dat ons die Here moet raak sien in ons lewe. Hebreërs 11 vers 27 sê, en dit praat nou van Moses, wat die Here in die geestesoog dopgehou het en die Here gevolg het. Hebreërs 11 vers 27, deur die geloof het Moses Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur sy geestesoog het hy sy oog op die Here gehou en het aangehou om die Here te volg. Dieselfde wat ons lees van Job wat geskryf het nadat hy deur al hierdie beproewinge gegaan het, lees ons in Job 42 vers 5 staan daar geskryf, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. So wat Job sê is, dat terwyl hy voordat hy deur al hierdie moeilike tye gegaan het, hierdie beproewinge en swaar tye gegaan het, het hy van die Here gehoor. Maar hy het geweet die Here leef, hy het geweet God bestaan, hy het die Here gedien. Nou sê hy, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, want Here, ek het gesien hoe u met my handel, ek het gesien die pad wat u met my loop, in my geestesoog het ek u gesien, en daarom roep ek en het berou in stof en as. As ek iets teen u verkeerd gesê het, Here, dan roep ek daardie woorde, en ek is in sak en as voor u in skaamte, en ek vra vergewe my. Daar in 1 Timoteus 6 skryf Paulus iets baie kosbaar. Hy sê, 1 Timoteus 6 vers 15 en 16, hy sê, en hy verwys nou in hierdie gedeelte na die Here Jesus, hy sê, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en ernstige heerser, die koning van die konings, en die Here van die leerskare. Hoor nou wat staan in vers 16, wat alleen sterflikheid besit, 'n onsterflikheid besit, verskoon tog, en 'n ontoeganklike lig bewoon. Die Here Jesus, God, Vader, Seun en Heilige Gees, besit onsterflikheid, bewoon 'n ontoeganklike lig, daar in die derde hemel, ver bo die son, maan en sterre, wat geen mens gesien het of kan sien nie. Dis nou na die Here wat dit verwys, aan wie toekom eer en ewige krag. Hierdie God vul die ganse heelal, en hy's oral. Hy's altyd naby ons, hy's altyd by ons, hy's in die harte van God se kinders. En tog leer die woord ons, dat die Here duidelik waarneembaar moet en kan wees in ons lewe. Ons moet hom kan sien.
deur sy skepping. Vir my seker een van die kosbaarste verse is Romeine 1 vers 20, waar Paulus skryf, hy sê, want sy onsigbare dinge, God sy onsigbare bestaan, sy onsigbare handelinge, sy onsigbare werke, kan in die skepping van die wêreld, kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. So wanneer ek kyk na die berge, wanneer ek kyk na die blommetjies, wanneer ek kyk na al die insekte en die diere en alles wat die Here gemaak het, wat daar in die natuur lewe, as ek kyk na my eie liggaam en ek kyk na hoe die Here die menskunste gemaak het, dan moet ek erken, ek sien die Here. Daar's 'n lewende God. Ons kan nooit ontken dat God bestaan nie. En as ons hom sien deur sy werke, dan weet ons ook, wanneer ons daarna kyk, is die Here teenwoordig. Hy is naby ons, want ons sien hom in die geestesoog. Ons sien hom in sy werke en deur sy werke. Ons weet net een ding, die Here is in ons midde wanneer ons dit raak sien en dit erken. So ons sien dus die Here in ons geestesoog. Matteus 18 vers 20 sê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is die Here in hulle midde. Nou vriende, die Here is in elk geval, daar waar ons net een is die Here in ons midde. Maar wanneer ons 2 of 3 is, wat saam bid, saam Bybel lees, saam oor die woord praat, dan is die Here in 'n groter mate verteenwoordig deur sy Gees, en dan verseker ons, hy's in ons midde. Maar laastens, het ons ook die belofte dat die Here altyd in ons midde sal wees. En dat ons daarvan verseker moet wees dat die Here altyd in ons midde is. Matteus 28 vers 18 tot 20, hier is die Here Jesus aan die woord, en daar staan geskryf, en Jesus het nader gekom, en nou praat hy met sy disippels, en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Want hy is die seun van God, hy is die gestuurde van God. En nou sê hy vir sy disippels, en vir al sy volgelinge, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan vertel vir hulle dat Jesus red. Dis wat Jesus vir hulle gesê. En luister na vers 20, daar sê Jesus, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is altyd saam met julle. Solank julle op aarde is ek altyd in julle midde. Ek is altyd saam met julle. Ek is altyd daar teenwoordig waar julle is, wanneer julle my vrees en wanneer julle my dien. So die Here Jesus beloof sy teenwoordigheid aan ons, as sy volgelinge, vir solank ons hier op die aarde is, wanneer ons aan hom gehoorsaam is. Jesus sal dus sy naam gestand doen, want ons lees dit in Matteus 1 vers 23, toe die engel vertel het van die maagd wat sal swanger word, en die seun wat gebore word. Kom ek lees dit vir u. Het die engel iets baie kosbaar gesê, sê, kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. En dit is, as dit vertaal word, God met ons. So die Here Jesus doen sy woord gestand, of sy naam gestand, hy's altyd saam met ons, hy's langs ons, hy is soos die skaduwee aan ons regterhand, hy's onder ons, hy's agter ons, hy's voor ons, hy's bo ons, maar hy's ook in ons as sy kinders, deur sy Heilige Gees. Maar kom ons kyk net kortliks, hoe ek en jy al die Here se teenwoordigheid in ons eie lewe moes ervaar, want dit is baie belangrik, dat ons al die Here in ons eie lewe moes ervaar, as 'n lewende God wat by my betrokke is, wat naby my is, wat teenwoordig is in my lewe. Eerstens sien ons, in ons ongeredde staat, het ons baie maal die Here se teenwoordigheid ervaar. Ek wil dit weer sê, in ons ongeredde staat, toe ek ongered was, toe ek nog nie myself tot die Here Jesus bekeer het, of tot God deur Jesus bekeer het nie, het ek tog die Here se teenwoordigheid in my lewe ervaar, vriende, en jy moes dit ook ervaar het, want die Here maak met ons bemoeienis. Woord sê, en die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Elke dag is die Here teenwoordig en praat hy met 'n ongeredde mensdom. Psalm 34 vers 17 en 18 sê, die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.
om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Maar nou sê vers 18, hulle roep, die ongeredde sondaars, die kwaaddoeners roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Here is daar vir 'n ongeredde mensdom, om hulle nie in hulle sonde te laat vergaan nie, maar om hulle te red. Jesus sê, ek het gekom na hierdie wêreld om te soek en te red die wat verlore is. Genesis 16 vers 13 tot 15, dit handel nou oor Hagar, wat 'n vrou uit 'n heidense volk was, en wat afgod aanbid het, maar sy was die byvrou van Abraham. Nou staan daar geskryf, sy het gevlug vir Sarai. En nou staan daar geskryf, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het, toe sy daar by die spruit was, of by die fontein was, en daar moedeloos, hartstogtelik gehuil het, en die Here homself aan haar openbaar het, sê sy, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Sy Here, sy het God gesien wat met haar bemoeienis gemaak het. Sy het hom nie letterlik gesien nie, maar sy het hom in haar geestesoog gesien, vriende, en dis die wonderlike, sy sien hom in haar geestesoog. Vriende, toe ek 'n jong seun was, klein seentjie van 4-5 jaar, het my ouers vir my gevra, wat wil jy eendag word as jy groot is? Ek het gesê, ek wil of 'n polisieman word, of 'n dominee, ek het albei geword. Maar ek het die prediking, het 'n geweldige indruk op my lewe gemaak. Die Here het met my gepraat deur sy woord. Die Here het met my gepraat deur die natuur, daar op die plaas waar ek groot geword het as 'n jong seun. En vriende, toe ek 'n jong polisieman was, ek dink dit was so min of meer 1983, het ek een nagskof gewerk, en daar het 'n ongeluk gekom, en ek het byna iemand doodgeskiet. En toe ek daardie ongeluk gemaak het, ek het 'n paar skote so in die muur geskiet, en die persoon op wie ek geskiet het, ek het eintlik sports gemaak, vlug en hy kruip agter die kluis weg. Gelukkig deur die Here se genade het ek die vuurwapen opgeruk, en net in die muur 'n klomp gate geskiet, en ek hoor die stem van die Here baie duidelik my praat. Die Here sê vir my, Awie, wat sou jy gemaak het as jy daai man doodgeskiet het? En ek sê vir die Here, kommunikeer met die Here, ek sê, Here, dan het ek myself geskiet. En die Here sê, waar was jy dan? Vir ewig verlore. So het die Here met my gepraat, en so praat die Here met elke mens in sy ongeredde staat, en so is die Here teenwoordig in elke ongeredde mens se lewe, ook in jou lewe. Maar vriende, die kind van die Here ervaar God se teenwoordigheid ook in tye van krisisse. Ons gaan almal deur krisisse. Ons pad is nie net met sonskyn en rose besaai omdat ons kinders van die Here is nie. Ons ervaar ook swaar en slegte tye in ons lewe. Ons leef in 'n wêreld waar dit 'n oorlewingsstryd is om kos op die tafel te sit. Job 5 vers 17 tot 20. Luister mooi wat staan daar. Kyk, gelukkig is die man wat God kastei. Verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Want hy doen smart aan, maar verbind ook. Hy verbruisel, maar sy hande maak gesond. In 6 benoudhede sal hy jou red. Ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. In hongersnood verlos hy jou van die dood. En in die oorlog uit die mag van die swaard. Here is altyd daar. Hy laat slegte dinge oor ons pad toe, ook oor sy kinders se pad toe, maar hy verlos ons en red ons daaruit, want die Here is teenwoordig in ons lewe. Ons praat oor die gedagte, hoe ervaar ek as kind van die Here se teenwoordigheid in my lewe, of hoe ervaar elkeen van ons die Here se teenwoordigheid in ons lewe? Elkeen wat natuurlik die Here soek in opregtheid, sal sy teenwoordigheid ervaar. Vriende, ek kan vir u sê, ek ervaar daagliks die Here se teenwoordigheid in my lewe. Die Here is daar vir my, die Here is daar by my, hy maak bemoeienis met my. Dan Jakobus 5 vers 11 staan daar geskryf, kyk,
ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Want Job het die Here in opregtheid gedien. Hy was lief vir die Here, hy was gehoorsaam aan die Here. Vriende, die seën van die Here rus ongetwyfeld op diegene wat hom in opregtheid en heiligheid dien. Daarom is dit so belangrik dat ons heilig moet lewe, want dan ontvang ons die seën van die Here. Wanneer ons hom in opregtheid dien en sê, Here, ek wil graag gehoorsaam wees aan U. Die Here beloof self sy seën op die nageslag van die wat hom in opregtheid dien. Daar's soveel skrif wat dit bevestig, dat die Here sê, hy sal my kinders seën, al dien hulle hom nie, seën hy ook my kinders, omdat ek hom in opregtheid dien. Ek sal altyd dink aan wat die psalmdigter getuig het in Psalm 37 vers 25, luister mooi. Wat skryf Dawid in Psalm 37 vers 25? Hy sê, ek was jonk, ook het ek oud geword. Hoor nou hierdie woorde. Hy sê, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien nie. Wie is die regverdige? Die man en die vrou wat die Here vrees en die Here dien. Nooit het ek die regverdige verlate gesien nie. Hy sê, of dat sy nageslag brood soek nie. Dit beteken eintlik of dat sy nageslag brood bedel nie. Ek het nooit die regverdige verlate gesien, of sy kinders wat nodig gehad het om brood te bedel nie, want die Here sorg vir hulle, hy sorg selfs vir my en jou nageslag. En daar in Job 42 vers 12 staan geskryf, en die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin, want Job het die Here in opregtheid gedien. Hy was 'n heilige man, wat God in alle erns gedien het, en hy het 14.000 stuks kleinvee, en 6.000 kamele, en 1.000 paar beeste, en 1.000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. Die Here het vir hom weer 7 seuns en 3 dogters gegee. En nou sê vers 15, en in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle broers. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe. Nog 140 jaar lank gelewe. En hy het sy kinders en sy kindskinders gesien. 4 geslagte ver het hy sy kleinkinders en agterkleinkinders gesien. Dis die seën van die Here, omdat hy die Here in opregtheid en heiligheid gedien het. Vriende, dien die Here in opregtheid, en jy sal geseënd wees, jy sal die Here se teenwoordigheid in jou lewe ervaar. Maar onthou mooi, net sonde in 'n kind van die Here se lewe verhinder hom of haar om die Here se teenwoordigheid te ervaar. Ek het al ervaar, as daar sonde in my lewe is, dan kan ek nie bid nie. Daar sonde in my lewe is, kan ek nie met die Here praat nie. Ek ervaar nie die Here se teenwoordigheid. Ek is te skaam om te bid wanneer daar sonde in my lewe is. Al wat ek dan kan sê is, Here, vergewe my. Al wat ek kan bid. Die Here kan en sal ons nooit oor sonde heen seën nie, vriende. Daarom moet ons altyd ons sonde bely en laat staan, want die seën van die Here word verbeer wanneer ons sonde in ons lewe het. Seën is natuurlik die goedheid en die teenwoordigheid van die Here in ons lewe. Die guns wat ons van die Here ontvang. Dis die seën van die Here. En daarom moet ons weet, sonde verhinder ons om daardie guns van die Here te ontvang, om daai seën van die Here te ontvang. Psalm 34 vers 5 en 7, dis ons geleesde gedeelte. Hier skryf die psalmdigter, ek het die Here gesoek. Ek het hom gesoek in opregtheid en hy het my geantwoord en hy het my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde. En hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Ons moet ons sonde bely. Ons moet in opregtheid voor die Here wandel. Dan sal ons geseënd wees. Ek lees vir julle nog 'n paar baie interessante skrifte. Deuteronomium 4 vers 29 sê, dan sal julle daarvandaan
die Here julle God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Ons sal hom soek en ons sal hom vind, as ons hom in opregtheid soek, vriende. Ek lees ook nog vir u wat daar geskryf staan in 2 Kronieke 15 vers 3 en 4. En daar was baie dae dat Israel sonder die ware God was en sonder 'n lerende priester en sonder wet. Nou sê vers 4, maar as hulle in die nood hulle tot die Here, die God van Israel, bekeer het en hom gesoek het, het hy hom deur hulle laat vind. Wanneer hulle tot die Here bekeer het, het hy hom deur hulle laat vind. Spreuke 8 vers 17, ek het lief die wat lief het, wat my lief het, sê die Here, en die wat my soek, sal my vind. Die wat my soek, sal my vind. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Vriende, 'n laaste vers is Jesaja 65 vers 1. Ek het my laat raadpleeg, sê die Here, deur wie na my nie gevra het nie. Sien, dis die Here se bemoeienis met almal, met alle mense. Here is teenwoordig in almal se lewe. Hy is vir almal lief, hy stel aan almal belang. Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek. Hier is ek. Sien die genade van die Here? Die Here wil hê ons moet hom soek, sodat hy hom deur ons kan laat vind. En dan weet ons die Here is in ons midde, wanneer ons hom gevind het, omdat ons hom in opregtheid dien, en dan ontvang ons die seën van die Here. Ag vriende, asseblief, besef net, die Here wil hê, ons moet sy teenwoordigheid in ons lewe ervaar, maar ons moet in opregtheid voor die Here wandel, en breek met sondes in ons lewe. Dan sal ons die Here se seën ontvang, en genade ontvang. Amen, kom ons bid saam. Here, weer eens dankie vir u woord, en dankie vir die wyse waarop u tot ons harte gespreek het, en die woord is so kosbaar. Ons wil net sê baie dankie dat u met ons gepraat het, deur die woord. Dankie vir elke les wat u ons kom leer het vanmôre. Miskien is hier iemand wat nog nie gered is nie, nog nie hom of haar werklik tot u bekeer het nie, dan maak u ook met daardie persoon vanmôre bemoeienis en sê, ek is daar. Al wat ek wil hê is, dat jy die knie voor my sal buig, in jou hart en jou lewe aan my sal weggee. Baie dankie vir u woord, dankie vir die lesse, dankie vir die seën wat u ons beloof, en hoe ons u kan sien in ons lewe, en ervaar in ons lewe, en weet u is daar. Wonderlik, om dit vanmôre te kon besef opnuut, in Jesus se naam. Amen. Nou my vriende, mag u 'n baie wonderlike dag hê en 'n baie geseënde week wat vir u voorlê. Totsiens.